Goeiemôre en baie hartlik welkom by Koffie met die Koning. Dis my weer vanoggend 'n besonderse voorreg om 'n wonderlike gas aan julle voor te stel. Maar eers wil ek die gas van alle gaste voorstel en dit is die koning wat saam met ons vanoggend koffie drink en saam met ons kuier aan hierdie tafel. Dit is vir my wonderlik om 'n tafel te gaan sit en te weet Jesus is die senter van ons geselskap en ek dink net julle gaan vandag hierdie spreker wat ons het baie geniet. So baie hartlik welkom. Ek hoop jy het jou koppie koffie gereed. Kyk, jy moet jou koffie by jou hê wanneer jy na hierdie program kyk. Dis hoekom ons dit noem Koffie met die Koning, sodat jy kan ontspan. Soos wat jy op jou agterstoep sou sit met 'n lekker koppie koffie net in die verte staar, kan jy nou kyk vandag na 'n program wat jou lewe gaan verryk. So baie hartlik welkom en onthou, na die tyd gaan daar 'n telefoonnommer of 'n WhatsApp nommer verskyn onder aan die videoklip. So daai nommer mag jy gebruik om WhatsApps te stuur met versoeke vir gebed of wat jy ook al wil vra. Jy is baie hartlik welkom. Ek gaan my gas nou aan jou voorstel. Ek wil net gou eers vir jou bid. Vader, ek wil dankie sê vir hulle wat vanoggend saam met ons kyk. Ek bid dat hierdie selfde salwing wat hier teenwoordig is vanoggend, deur hierdie kamera na jou toe sal kom en ook jou lewe sal verryk, vir jou in 'n ander dimensie sal bring van groei en van uitbreek in 'n nuwe plek, geestelik, daar waar jy nog nie was nie, maar waar jy graag wil wees. Mag die Here jou seën, jou en jou familie. Luister, geniet en stuur hierdie program aan na die volgende persone toe, wat ook honger en dors is vir die goddelike waarheid. Geniet saam met ons Koffie met die Koning. Ek stel vanoggend my gas voor. Dit is Dr. Herman, wat is jou van? Strydom. Beteken die stryd is Ja, hy sê die stryd. Nee, die stryd is om. Hoe hy sê die stryd is om. Baie hartlik welkom. Dit is so lekker om saam met u te wees. Ja, en ons gaan sommer net so 'n bietjie algemeen soos wat ons dit altyd doen, net lekker gesels. Daar's klomp vrae wat ek het, wat hy nou vanoggend vir ons moet beantwoord. So, ons is seker daarvan die Gees sal dit wel vir hom sê wat hy moet sê. En mag mense met jou kontak soek na die tyd. Natuurlijk. So dan sal ons dan Dr. Herman Strydom se telefoonnommer ook aan die onderkant of 'n WhatsApp nommer ten minste onder sit op die program, sodat jy daar kan kontak maak met vrae wat jy dalk het. Ons moet nou nie aan ons klagtes vir die mense gee nie, want ons wil nie mense oorlaai wat reeds baie besig is nie, maar vrae kan jy altyd vra en hy beloof hy sal jou antwoord. Hy sal vir jou terug antwoord. So, wees welkom. En Herman, dis my lekker om jou te hê vanoggend. En ek glo die Here het vir ons baie wonderlike dinge in stoor vir hierdie jaar 2026. Wat sê jy, wat het die Here vir jou gewys spesifiek oor 2026? Ek is so bly jy vra die vraag. Ek is so bly jy vra die vraag. Ek is in totaliteit van mening en van oortuiging, meer as net mening, ek is van oortuiging dat ons in 'n ongelooflike, maar 'n gelooflike tyd van herstel is, where God is busy restoring the original identity, the pattern, die metodologie, die waardes van die kerk en van die koninkryk, soos dit vanaf die grondlegging van die wêreld, sy hartsbegeerte was vir die mens en sy doel en sy objektief was vir en met die mens. So ek glo daar's 'n tyd van geweldige herstel, spesifiek van die integriteit van die ampte, ook van die doel van die kerk, waar die skepingsdoel van die kerk beginne om uitgeleef te word, soos wat die mandaat was. So ek glo en ek het die oortuiging is 'n tyd waar die eklesia herstel absoluut. tot sy volle reg. In die naam van die Here. Nou verduidelik net gou vinnig vir die kykers, wat is die eklesia?
Klisha is ons nou maar Matteus 16, waar Jesus daar by Caesarea Philippi staan. Nou Caesarea Philippi was ons nou daar waar hy grot was, wat bekend gestaan het as die poorte van Hades. Ja. Hades, ons nou 'n kombinasie van twee woorde, H-en-I-D-S, wat beteken H is 'n negatiewe vorm. Jy sal dit nou verstaan met u agtergrond uit Israel uit, so 'n bietjie Hebreëus beter verstaan, die gemiddelde mens, maar en Grieks en so meer, maar Hades, H-en-I-D-S is 'n negatiewe vorm, of dan waar ons die woord idee of sig vandaan kry. Met ander woorde, om 'n negatiewe visie te hê, of 'n negatiewe idee te hê. En is juist in daai omgewing waar hier 'n geweldige afgodediens plaasgevind het, die Griekse god Pan was daar aanbid gewees, en mense offers, al hierdie donker goed het gebeur. En is juist in daai omgewing waar God sy kerk na vore roep. Jesus bid, sê ek vra nie dat U uit hierdie wêreld moet wegvat nie, maar dat U van die wêreld moet beskerm, want as ons nou weggevat word, waar vandaan kom die lig, waar vandaan kom die sout toe? Jesus wegvaar, hemel toe opvaar, en die manne kyk na die hemel. Toe kom die engel en hy verskyn en hy sê, manne van Galilea, hoekom kyk julle so na die hemel? Dieselfde Jesus, nes hy gaan, sal hy weer terugkeer. Met ander woorde, julle het nou net 'n mandaat en 'n belofte vir die aarde ontvang, en hier is julle klaar so, vergewe die Engels, you're so heavenly minded that you really know earthly good. You've got a mandate for the earth. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal my getuies. Toe word Jesus weggevaar. Ja. En toe kyk hulle op en 'n engel kom dadelik met 'n regstellende aksie. Klink so half polities korrek. En hy sê, hey, verander julle fokus, dis vir hier nou, in daai donker omgewing Caesarea Philippi, waar die afgod Pan aanbid word, al hierdie donker goed gebeur. Vra Jesus nie een keer vir die disippels, weet julle hoe sterk en hoe groot is julle vyand, hoe kragtig is julle vyand nie? Nee, nie een keer plaas hy die fokus op die vyand nie. Wat hy doen, hy sê, wie sê die mense is ek? Hulle sê sommige Elia, sommige sê Lisa, sommige die, daai. En die volgende moment sê hy, maar, julle nou die woord maar in die oorspronklike taal is 'n woord wat die vorige vraag of stelling kanselleer. Met ander woorde, wie sê wanneer ons deur hel en stormagtige water gaan? Wie sê die mense is hierdie Jesus? Maar, na die antwoorde, maar, met ander woorde, ek kanselleer daai vraag. Dit maak nie saak wat is die oortuiging wat die ander dra van wie hy is nie. Wanneer ons deur 'n omgewing gaan waar alle hel rondom ons losbars, al wat saak maak is wie sê julle is ek, met ander woorde, wat is die openbaring wat ons in ons harte dra. En Simon bar Jona, Simon wat beteken om te hoor, bar seun van Jona, onstabiliteit, Simon die seun van onstabiliteit, omdat hy klomp stemme gehoor het, maar net soos ons vandag. Hy hoor toe 'n ander stem, hoor orde stem, hy hoor die Gees van die Here praat. En hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, net daar, hy sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Maar voor hy dit sê, sê hy die volgende, Jesus, hy sê, maar ek sê ook vir jou. Nou soos die woord maar beteken, dit kanselleer, wat beteken die woord ook? Die woord ook beteken dieselfde. So jy kry openbaring, Petrus, van my identiteit, wie ek is. Nou sê ek vir jou dieselfde, jy sê vir my, ek is die seun van God. Nou word daar geboorte geskenk aan jou identiteit, nou sê ek vir jou, jy is ook 'n seun van God. Jy sê vir my, ek is die Christus, die gesalfde. Nou sê ek vir jou, jy is 'n gesalfde. Met ander woorde, in die openbaarmaking van wie hy is, sien ons wie ons is. En Jesus sê,
Petros op hierdie rots. Petra en Petros is die twee woorde wat beteken rots en groot berg. Goed? So hy vat ons as 'n stuk rots vanuit die ewige rots, die groot berg, die onverruklike, die ewige, die onsienlike, die alleenwyse God. Hy is hoekom Jesaja sê, hewn the rock, or behold the rock you were hewn out of. Kyk na die rots waaruit jy gekap is. En dis 'n ompad, net om u vraag te antwoord. Wat beteken die woord ekklesia? Dis daar waar Jesus sê, ek sal my gemeente bou, en die woord ekklesia daar, gemeente, ek sal my gemeente bou, en die poorte van die doderyk, sal dit nie oorweldig nie. Doderyk om negatief te sien, met ander woorde, al hierdie negatiewe dinge rondom ons, se poorte of sterkte, sal nie ons oorweldig nie, want ons sien anders. Ons sien in die gees, ons is 'n profetiese volk, ons is mos hy wat op die Here wag, kawaa is die woord, beteken, touwe te vat en te intervleg tot dit een word. Ons sal opvaar met vleuels soos die arend, en hierdie arend kan op hoeveel meter afkyk, en sou hy kon lees, sal hy 'n koerant kon lees. Dis die tipe visie wat hy, so ons sien anders, ons sien verby die natuurlike in die gees, en nou om die vraag te antwoord, dis 'n ompad gewees, dis 'n lang pad, om die vraag te antwoord, die woord kerk, ekklesia. Wat is ekklesia? Ekklesia is 'n kombinasie van twee Griekse woorde, ek, en dan ekklesia, ek beteken om te onttrek. En dit praat van oorsprong. Met ander woorde, hier is die rots, ek haal 'n rots uit die rots. Dis 'n groot diamant, ek haal 'n diamant uit. Hier is water, ek vat 'n bietjie uit, hoe dit ook al sê. So dit beteken onttrek, en dan beteken dit om saam te roep. Met ander woorde, ons is 'n goddelike onttrekking as die kerk, en 'n aardse deposito. Selfde woord, ek kry ons, in Efesië 1:4, het ons in hom verkies voor die grondlegging van die aarde. Dis ek legomai. Ek, onttrekking, legomai, van waar ons die woord logos kry, wat beteken die woord, met ander woorde, ek is ek legomai, ek is 'n woord, onttrek vanuit die woord, verstaan? So die kerk is eenvoudig die uitverkorenes, uit hom verkore en saamgeroep, met 'n gegewe mandaat. En dit is die ekklesia, wat herstel word, en die ampte, wat herstel word in hierdie seisoen. Wonderlik. So, waarheen sien jy is die kerk op pad, as ons nou daarna kyk? Want ek sien dat die Here besig is om veral onder die bedieninge, die ministers, te openbaar in hierdie tyd. As ek nou net dink aan Amerika, al die profete, maar het die Here nie gesê, voordat hy kom, sal hy eers 'n groot skudding wees in sy huis? Ek is so bly u noem dit. Kom ons praat oor dit, wat die fenomena wat in die wêreld aangaan. Dit verbaas my hoe genaamd nie. U vra wat sê die Here oor die toekoms nou vir die kerk, en ek wil dit in een sinnetjie, wil ek dit antwoord in Engels sê, back to basics, or back to the original mandate. Back to the original mandate. Terug na die oorspronklike mandaat. Nou goed, skudding is wesenlik besig om plaas te vind. Punt nommer 1. Hoekom daar iets is wat vervals word, is omdat daar ergens die egte bestaan. Nou goed, ons is in die konteks van Suid-Afrika, so hier werk ons met rande. So kom ons so Sondag kerk gaan, betaal ons offer rande. Want verstaan dit, ons werk met rande. Okay. Nou, ek wonder wie van die kykers het al ooit 'n vervalste R300 noot gesien. Het jy al ooit 'n vervalste? Nee. Hoekom nie? Dis eenvoudig, want daar bestaan nie 'n R300 noot nie. Presies. Maar hoekom het ons almal, wetend of onwetend, 'n vervalste R200 noot deur ons hande gehad? Almal van ons het al 'n vervalste R200 noot deur ons hande gehad. Hoekom het ons dit gehad? Hoekom word die R200 noot vervals, maar nie die R300? Want die R200 noot se egte bestaan
Ja. maar R300 noodse bestaan nie. So vir die volgende persoon om eintlik maar net 'n sensasionele beweging te probeer skep deur die gawes na te boots en te manipuleer met tegnologie en inligting verkry deur Facebook en ander sosiale platforms. Alhoekom hulle dit doen, vrou van die Here, profetes, alhoekom hulle die gawes naboots, is omdat ergens bestaan die egte. Die egte, ja. So al wat God nou doen is, hy is besig om die boom te skud, laat die dooie blare kan afval, en dit wat nie eg is nie, kan afval. Ja. Die valse kan afval, sodat die ware vrug na vore kom, en so waar as die Here leef, die gawes, die roeping van die Here is onberouwlik, die egte bestaan. So, alhoekom daar 'n nabootsing is want ergens is dit wat eg is. Ja. So die Here is besig om die kaf van die koring te skei op die stadium. Maar hy begin dit in die kerk te doen. Ek dink ook dat die ampt, die vyfvoudige ampte, baie mense glo is die viervoudig, want twee is gaan meer, hoe dit nou ook al sê, die vyfvoudige ampt, die ampte, word in integriteit herstel, want, kyk, die apostel is mos so saam, net die apostel kan al 5 die ampte, soos die duim, hy kan allemaal raak, die wysvinger is die profeet, hy wys rigting aan die middelvinger, spiespunt wat die hart eerste tref, nou die ringvinger is mos nou maar die liefdes, die verbondsvinger, so dis die herder, en dan nou die pinkie, hy is die leraar, hoekom is die pinkie die leraar, want is die enigste vinger wat oorbly, verstaan, maar is ook die klein enetjie, hy kan die was uit die ore uitgrawe, nou, in die koninkryk is hierdie fenomena, as ons 'n granaatboom sien, die granaatboom hoef nie op en af te spring en te skreeu, ek is 'n granaatboom, ek is 'n granaatboom nie. Die vrug gaan vir my en vir u sê, daardie is 'n granaatboom. Ja. Maar nou ongelukkig in 'n staat van onvolwassenheid het sommige mense 'n titel meer aangehang as die funksie van die amp. En was elke tweede persoon 'n apostel en 'n profetes, of 'n profeet. En in die proses het hulle skade gemaak aan die ware apostels en die ware profete. En hoe gaan ons die onderskeid ken? Ek dink dit is dalk 'n punt wat ons moet gesels. Hoe gaan ons die onderskeid ken? En wat dink jy, hoe gaan ons die onderskeid ken? Ek dink, kom ons begin by die apostel en die profeet. Nee, daar, want dit is die twee ampte. Ja, kyk jy, die restaurasie het begin in 'n of begin veral die restaurasie van die profetiese het ek gesien daar so aan die einde van die 70s einde van die van die 70s en die 80s begin meer en meer na bo kom. En vandag wil elke persoon vir jou sê, hoorie, ek is 'n profeet. Dan sê ek nou maar, dis reg, profeteer nou oor my iets. En dan toets ons dit en kyk of gaan dit bewaarheid word, of het jy 'n rekord van waar jy getoets is op 'n woord wat jy gegee het dit waar geword. Ek dink die kerk, miskien skuif ek nou aan die ander kant toe, maar ek dink die kerk moet weer in krag opereer. En die krag is nie nou so teenwoordig in die sin van mense gaan agter 'n persoonlikheid aan, agter die titel aan. Ek luister na 'n vrou, sommer net so toevallig op die televisie, Suid-Afrika, ek kan nou nie naam noem, maar ek gaan net sê, so, wat is jou naam, vra iemand? My naam is Dr. Reverend Susan. Nou, is dit jou naam? Ja. So, dan vra ek myself, maar weet jy wat,
Stay in the call, don't try and be something else that God didn't call you to be. En as jy dan die titel gekry het, prys die Here daarvoor vir al die studie wat jy moes insit. En maar ek wil dit kan erken en herken in dit wat jy sê, dit wat jy verklaar, dit wat jy doen. Dit sal manifesteer. Maar ek hoef my nie eers aan iemand voor te stel nie. En in die kerk het ek gesien uit Amerika, wat nou vir ons die voorbeeld, die groot brother is. Want hulle het so baie gedoen vir die kerk eintlik. Maar nou sien ek dis hoekom ek vind die Here baie 'n skudding bring en 'n separation bring en jou maar net weer wat jy nou gesê het, back to basics. Just be who God called you to be. Ja, ek dink jy sê dit so mooi, dankie vir hierdie perspektief. Ek stem heel hartig saam. Die Bybel sê, en ek dink het ons te maak met 'n paradoks. Hy sê God het gegee aan die kerk gawes. Eerste, apostels, profete. Nou, dis hoekom die twee amptes so amper gekaap word. Ja. Want die woord eerste daar, proton, beteken eerste in belangrikheid, gesag, autoriteit en invloed. Met ander woorde, kom ons sê dit nou maar in Engels vir wat dit is. It is a rank pulling office. So dit is nou, dit is rangdrawend. Okay, goed, maar. Nou, kom ons kyk na die paradoks. Nou sê die Bybel, die kerk is gebou op die fondasie van die apostel en die profeet. Wat doen 'n fondasie? Toe ek hier in die pragtige studio instap, het ek al hierdie simboliek profeties in terme van die kunswerke wat hier hang en die matte, die gedrapeer is, dit so pragtig. En ek het dadelik ingekom en ek het gesê, wow, kyk hoe mooi is hierdie ateljee van u. Nie een oomblik het ek ingekom en gesê, joh, maar die fondasie van hierdie ateljee is dan pragtig. Hoekom nie? Want die fondasie is daar onder. Hy is nat, hy is donker, hy dra die gewig van die struktuur, sodat die ander mooi kan lyk. So nou kom 'n persoon en hy sê, ek is 'n apostel, ek is 'n profeet, dan vra ek net, is jy bereid om in isolasie ander hoër te lig as jouself? Exactly. So dis die struktuur hoog kan wees en die tempel Dit is gebou nou die kan woord van die word. Here. En wanneer jy bereid is om daaronder te funksioneer, weet ons, jy gaan veilig wees as jy daarbo kom, want jy gaan nie verwaand, selfvoldaan en arrogant kom rang trek deur 'n amp nie. So dis die eerste ding wat ek wil sê. Die tweede wat ek wil sê is, as ons kyk na die ritme van die apostel Paulus en die begin van sy bediening, toe sê ek Paulus 'n apostel, maar sien nou na mate hy gegroei het in volwassenheid. Toe hy groei in volwassenheid, toe raak sy titel 'n klein bietjie kleiner. Toe sê hy, ek Paulus, die geringste van alle apostels. En toe hy nou regtig volwasse is, toe besef hy, hoor, hoewel ek die geregtigheid van God in Christus Jesus is ek so genadeafhanklik. Toe raak hy nou groot in die Here. Wat is sy titel toe? Toe sê hy, ek Paulus, die grootste van alle sondaars. Nou hier sien ons die paradoks weer 'n keer by Paulus. Hy sê ek Paulus, 'n apostel en 'n bondservant, sê die Engels, maar die Afrikaans gebruik die woord, of die Grieks gebruik die woord doulos, wat beteken die laagste vorm van 'n slaaf. Dis 'n slaaf wat nooit vrygekoop kon word nie. Hy kon nie kies waar hy wil werk, wat hy wil eet. Geen ruimte, beweegruimte van sy eie gehad nie. Hy kon nie kies om met 'n ander slavin te gaan trou, byvoorbeeld gesin te hê nie. Party slawe het nog beweegruimte gehad, maar hy spesifieke sertifikaat, kategorie van 'n slaaf het geen beweegruimte gehad nie. Laagste vorm van 'n slaaf. Hulle het gewoonlik onder in die skepe tussen die rotte gewerk, waar hulle die stoomlokomotief se vuur met kool moes voed. Hulle was permanent vuil. Permanent in duisternis gehul. Fondasie. En Paulus sê ek apostel, maar ek is ook
doulos, die laagste vorm van 'n slaaf. So as iemand weet sê, ek is 'n apostel of 'n profeet, dan buite dat ons die gawe moet toets, moet ons vra tot hoe mate is jy bereid om submarine te gaan, onder die oppervlak te wees. Ander woorde lig as jouself en die Here God dankbaar te wees oor hulle sukses. As gevolg van die feit dat jy die las en die lading dra. Maar nie geïntimideerd wees deur hulle sukses nie, maar juig asof dit jy eie is, al sien niemand dit raak nie. En dit is die kriteria van 'n apostel en 'n profeet. Ja, dis wonderlik, want vroeër jare het ek altyd baie vir die Here in my soeke in meer openbaring van wie is ek nou eintlik in Christus. En toe die Here eendag vir my die woord gewys waar hy gesê het, ek het julle gemaak, I made you pillars in the house of God, in his temple. Nou die pilare dra mos die hele gewig van die tempel. So toe sê die Here vir my so, jy vra, hoekom kry ek dan nou so swaar? Hoekom voel dit dan vir my, daar's daaglikse gewig op my, en ek kan dit nie meer hanteer nie. Toe sê die Here, weet jy wat, ek gaan kort vir jou toetse bring, want ek gaan kyk, ek is die meester-argitek van my tempel, en ek gaan kort kyk, hoeveel staal moet ek nog in daai pilaar insit, om die gewig, want ek wil nie een van die pilare met insak in die tempelsakke nie. Ek wil kyk, hoe sterk is die pilaar, en hoeveel gewig kan jy dra. En dit het my baie gehelp, om te kan verstaan, you down there. Verstaan jy? So you go in like a hitman, you bring your word, give it, and people don't have to say hi. En baie keer het mense gesê, kan ek jou telefoonnommer, kan sê ek, ag nee, wat weet jy wat, jy het nie my telefoon nodig nie. Ek sê, jy soek vir Jesus, so dit is die beste. So ek gaan nie vir jou my naam en nommer gee nie. Ek dink nou, jy praat so oor die pilare, en ek het dit nou net vanoggend, het ek dit nou gelees, hier 4 uur vanoggend, nou ek sê dit nou nie, om te spog dat ek 4 uur op was nie. Dis nou maar net spontaan, ek was vanoggend vroeg op, toe lees ek nou juist die gedeelte met Samson, pilare. Hond het my wakker geblaf. Nou kyk ek oor nou onlangs van hierdie ander persoon. Hy sê die buurman se hond het hom permanent wakker geblaf. Hy sê toe gaan koop by die buurman se hond. Nou blaf daai hond die buurman wakker. Dis dan. So scenario. Die hond my wakker gemaak. Gekruistel. Maar nou gaan Salomo en hy leer by die Filistyne, want hulle bou hulle God Dagon se tempel, waarvan die dak 3000 mense kon huisves, nee, ek praat nou onder korreksie, maar Samson se laaste kragwerk, 3000 mense het gesterf, so kom ons sê 1500 bo 1500, ek is nie seker nie, maar hulle bou daai hele struktuur op 2 pilare, en hier is 'n leierskapbeginsel. As die hele struktuur op byvoorbeeld net 2 ampte van die 5voudig gebou is in 'n plaaslike gemeente, is die kanse baie goed as daar antagonistiese force kom, dat die hele stelsel na benede sal tuimel. Terwyl Salomo leer toe nou hier, en hy gaan bou wat ons noem 'n kolonnade, die kolonnade van Salomo, en die woord kolonnade beteken 'n plek met baie pilare. Nou net daar leer ons, en daar's 2 hoofpilare, die een was Boas, okay? Die ander naam is te moeilik om uit te spreek, ek gaan nou nie eens probeer, okay? Maar al 2 het mooi simboliek en mooi betekenis, die 2 hoofpilare, goed, apostel, profeet, kom ons aanvaar dit, kom ons aanvaar dit, maar dan is daar baie ander pilare, baie ander, sodat wanneer daar druk kom, en een van die pilare knak onder die druk, dan val die hele struktuur nie na benede nie, want het word nie ondersteun deur net 1 of 2 ampte nie, maar deur die 5voudig, en dan die breër liggaam. So nou leer ons, dit is nie 'n salwing wat die juk vernietig. Met ander woorde, dit is nie profetes Hepzibah of Herman
se salwing, wat die juk vernietig nie. Die Bybel sê nie, dis 'n salwing nie. Hy sê dit is die salwing. Ja. Met ander woorde, koöperatief. Ja. So nou is dit u salwing, my salwing, die volgende herder, die volgende profetes, profeet, volgende leraar, volgende apostel, en dan die liggaam, die breër liggaam van Christus, Ja. wat elkeen bydrawend is, en wat kom met wat ook al sy gawe is, en dit toevoeg tot wat God in hierdie uur wil doen. Ja. En aan die einde van die dag is dit daai koöperatiewe salwing, die salwing, wat die juk vernietig. Ja, dis wonderlik. Geliefdes, daar buitekant, ons tyd is alweer om, die tyd gaan so verskriklik vinnig, maar ons gaan weer met Herman praat. Volgende week gaan ons dit weer verder opneem, want daar's nog so baie goed. Hy het soveel rykdom binne in hom. Wat ek sê, glean. So ek wil ook 'n bietjie glean in the field, en ek wil ook 'n bietjie are bytel, jy weet, soos wat Rit gekom het, go and glean in that field. So ek wil in hierdie veld, wil ek ook 'n bietjie glean aan wat daar is aan rykdom wat binne in hom is. En ek dink hier's baie belangrike goeders gesê en geantwoord vanoggend. Maar by volgende week dan gaan ons weer 'n bietjie verder gaan en nog 'n paar ander dinge uitpleis en so aan. Herman, baie dankie dat jy gekom het. Ek waardeer dit verskriklik baie. En ek bid net die blessing van die Here op jou af. En weet jy wat, baie keer, ons sê altyd vir mekaar, die Here bless jou, maar ons moet spesifiek wees, wat is die blessing? Waarmee bless hy jou? Ek moet vir jou sê, die Here seën jou met goeie gesondheid. Hy seën jou, dit is die shalom van God. Ja, beautiful, pragtig. So dis baie meer voller en ryker as net om te sê, hoor die bless jou man. Ja. Verstaan jy? En dan gaan ek partykeer weg en dink ek wonder waarmee het hulle my nog gebless, hulle het nie gesê nie. En as ek vir jou sê, die Here bless jou met finansies, dan sê ek, man, hier is vir jou R100. Dit is nou my saad wat ek in daai blessing wat ek nou ingespreek het. May it develop, may it grow, may it expand, may it explode. Ja. In Jesus name. Amen. Wonderlik. So ek wil jou nou vra, wil jy nie bietjie in jou kamera kyk en net so 'n gebed bietjie jy weet, die mense wegstuur, wat die woord in Engels, is so gewoond om by hierdie tafel in Engels en Afrikaans deur te praat. Dit is so 'n pragtige beginsel wat u nou net geraak het, want dit was Dawid gewees wat sê, one thing have I asked of the Lord, that I will seek. Die verskil tussen lig, en ons is lig in die Here, maar tussen lig en Lazar, is dis lig wat gefokus is. So partykeer moet ons die gunsfaktor van God fokus. So 'n gefokuste woord, 'n gefokuste seën, wat ek uitspreek oor u, en miskien kan ons volgende week hieroor praat. Ja. Ek seën u in 'n dimensie bo wonderwerke, waar u nie hoef te gaan van wonderwerk tot wonderwerk met 'n klomp gesukkel tussenin nie, maar waar u koninkrykslewe in besit en in pag neem, en in elke divisie, dimensie en afdeling van u lewe, dominant, gesaghebend, die koninkryk sal afdwing in u omgewing, in die naam van Jesus, 'n dimensie bo die natuurlike, Amen. en 'n dimensie bo wonderwerke, Ja. die koninkryk gevestig in hierdie lewe, in Jesus naam. Amen. Herman, baie dankie. Nou, ons sê altyd 'n bietjie shorts vir mekaar. Ja, Cheers met koffie met die koning. dit lyk soos granaatsap, En maar dit is net so. Partykeer is dit net water. Maar tot volgende week dan sien ons mekaar weer. Vat hierdie programmetjie en wys dit aan jou vriende, stuur dit rond, moet dit nie net vir jouself hou nie. Dis baie belangrik om die woord te vat, en baie mense wil nie luister nie, maar hulle wil sien. So as hulle hierdie program sien, kan kyk en dan luister. Want baie mense het gekom van Jesus se volgelinge, wat uit die godsdienstige gemeenskap was, het gekom en gesê, o Here, wat 'n teken gaan U nou vir ons wys? Toe sê Here, nee, wat, niks nie, net die teken van Jona, dis al. Want hulle wil net iets gesien het, maar tog, deur die sien, het selfs die Romeinse soldaat gesien,
Hy is waarlik die Christus. So miskien as jy dit vir iemand wys wat 'n bietjie ongelowig is, of sê ja, ek ken die Here, maar ag, ek stel nie belang nie, mag jy hierdeur verryk word. Tot volgende keer dan. Lekker koffie met die koning, maak jou koffie gou, dan sit jy saam met jou vriende en kuier saam rondom hierdie program, in Jesus naam, amen.